Goeiemôre. Ja, soos lyk die winter nader, nee. Ons lees vanoggend uit Rit 3 vanaf vers 1 tot 5 en Rit 4 vanaf vers 13 tot 17 en die opskrif is, of die preektema is met God op pad. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Dankie vir reën, dankie dat die winter ook nader kom en na winter kom daar weer somer. Alles siklies en U is in beheer. Dankie dat ons weet U is die God, die ewige God wat lewe, wat ons mee kan praat. Baie dankie vir die woord en met die woord so vir ons ook van ons bid vir hulle wat swaar kry, hulle wat siek is. Wil elkeen besonder aanraak. Help ons ook in hierdie tydjie saam. Amen. Met God op pad. Ons lees uit Rit 3 van vers 1 tot 5 en Rit 4 vanaf 13 tot 17, maar ek gaan die hele ritboek gebruik amper as my preek. Opskrif is Rit op die dorsvloer en ek lees in die nuwe Afrikaanse vertaling, direkte vertaling. Naomi, Rit se skoonmoeder, het vir haar gesê, my dogter, moet ek nie vir jou tuise soek waar dit met jou goed sal gaan nie. Nou ja, Boas se werkers, wie jy gevolg het, is ons familie van ons. Hy vanaand by die dorsvloer gas uitwan. Was jou smeer geurige olie aan en trek jou beste klere aan. Dan gaan jy af dorsvloer toe, maar moenie dat die man weet jy is daar voordat hy klaar geëet en gedrink het nie. En as hy gaan slaap, maak seker van die plek waar hy gaan lê. Gaan dan nader, maak sy voete oop en gaan lê daar. Hy sal dan self vir jou sê wat jy moet doen. Dit het geantwoord, ek sal alles doen wat hy sê. En dan Rit 4 vanaf vers 13, die geboorte van Obed. Boas het Rit by hom geneem en sy het sy vrou geword. Hy het by haar ingegaan en die Here het haar swanger laat word. Sy het aan 'n seentjie geboorte gegee. Die vrou het van Naomi gesê, die Here moet geprys word, hy het jou vandag nie sonder 'n losser gelaat nie. Mag die losser beroemd wees in Israel. Mag hy jou lewenslus herstel en jou versorg op jou ou dag. Jou skoondogter wat jou lief het, het hom in die wêreld gebring. Sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. Naomi het die kind geneem en op haar skoot gesit en sy pleegmoeder geword. Die buurvrou het vir hom 'n naam gegee. Hulle het gesê, 'n seun is van Naomi gebore en hom toe Obed genoem. Ek lees net tot daar. En eintlik wag, die ou vertaling stop hierso, maar die hele gaan aan. Obed was die vader van Isaai en Isaai die vader van Dawid. Dit is nogal belangrik. Nou, soos jy seker weet, is die Here altyd met ons op pad. En baie keer hou hierdie reis goeie tye in, gelukkige tye, goeie uitkomste, suksesse, voorspoed. En as dit goed gaan, dan is dit mos maklik. Om die teenwoordigheid van die Here, met die teenwoordigheid van die Here in ons lewens raak te sien. As dit goed gaan, is dit mos maklik om te sê, joh, die Here is so goed vir my. Dit is maklik om van die goedheid van die Here te getuig. Maar moet die God op pad wees, soos wat die winter nou aanbreek, kom daar ook wintertye. Minder goeie tye, slegte tye, teenspoed, terugslag, mislukkings, siekte, baie keer die dood. Dan word dit moeilik vir ons om die teenwoordigheid van die Here raak te sien.
En dan vra ons baie keer, maar waar is die Here nou? Is hy nog met ons? Dis 'n vraag wat ons vandag vra. Waar is die Here? In 'n land en 'n wêreld wat vol chaos is. Nou, Rit 3 en 4 help ons om bietjie om ons onderweg met die Here ons geloof te behou en om vas te bly hou aan die Here se teenwoordigheid. En om vas te bly hou aan die woorde van Hebreërs 13 vers 5 wat sê, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Maar kom ons gaan kyk bietjie na Rut. Ons almal ken die storie van Rut. Naomi en haar man Elimelek het as gevolg van hongersnood Juda verlaat. Hulle gaan bly in Moab. Hulle 2 seuns, Maglon en Kilion, trou met 2 Moabitiese vrouens, Rut en Orpa, en toe sterf Elimelek. En daarna ook sy 2 seuns. Naomi het 'n man en 2 seuns van die hongersnood afgevlug. Net sy haar man en 2 seuns verloor. Sy het wel 2 skoondogters bygekry, maar skoondogters beteken niks nie. En dan sien ons ook dat een skoondogter gaan haar nog verlaat ook. So Naomi kan eintlik in sak en as sit. En sy kon die Here blameer het vir alles wat vandag gebeur het. Sy kon gesê, dis sy skuld dat daar hongersnood was, dis sy skuld dat hulle Moab moes trek, sy skuld dat sy kinders dood is, sy skuld dat die haar man dood is. En sy kon nadig op die Here gedraai. En Moab se gode begin aanbid het. Maar wat doen sy? Sy neem geloofstap om terug te keer. Juda toe. En Rut gaan saam met haar. En Rut wat saam met haar gaan, neem sy onder haar vlerk. En dan het sy die geloofsmoed om vir Rut in vers 3 te sê, smeer geurige olie aan, trek jou beste klere aan, en gaan kruip by Boas se voete. En aan die ander kant, Rut sou kom dink, hierdie Israeliete is net bad luck. Hulle kom in Moab in, hulle het hierdie oulike seun, ek trou met hom en was hy dood. En nou moet ek saam met hierdie vrou, of ek het besluit om saam met hierdie vrou terug te keer, Israel toe. Miskien moes ek maar eerder 'n Moabitiese man getrou het. Maar Rut kies om by haar skoonma te bly en haar te versorg. En dan is sy bereid om soos 'n slaaf are, koring en Boas se lande te gaan optel. Nou lees ons verder later waar sy vers 9 sê, vir Boas, u is my losser, neem my onder u beskerming. Boas aan die ander kant kon negatief gewees het teen hierdie Moabitiese vrou, wat ewe skielik in sy graanlande opdaag, 'n vrou wat nie 'n Jood is nie. Hy kon haar wegstuur toe, agterkom sy lê by sy voete. Maar nee, Boas gee sy werkers opdrag, gee vir haar 'n bietjie meer graan, laat meer graan bietjie val, gee vir haar water en kos. En dan het Boas op die geloofsmoed om as losser op te tree, om na die regte persoon wat die losser moes wees. Losser is iemand wat moes optree om weer 'n familie te gee vir die persoon wat dood is gewoonlik die naaste familie. Nou was 'n ander losser wat nader familie was as Boas. Maar toe hierdie losser hoor dat Rut is deel van die pakket, toe loop hy weg. En Boas vat sy kans.
Wat ons moet raak sien is dat hierdie 3 persone het nie gaan lê nie. Hulle het nie toegelaat dat die omstandighede hulle onderkry nie. Hulle het in aksie gekom. Naomi is terug na haar geboorteland. Rut gaan tel hare op. Sy gaan lê by Boas se voete. Sy maak met hom kontak. Boas gaan en gesels met die losser. Ongeag hulle omstandighede het hulle kop gehou en hulle geloof bely. Hulle het die regte ding gedoen, naamlik geloof en geloofsmoed aan die gedag gelê. Daarom moet ons besef, geloof is nie passief nie. Geloof is nie om niks te doen nie. Geloof is nie om te sê, ag, dit is nou maar so, laat God water oor God se akker loop nie. Geloof is nie om hande gevou te sit en te wag dat die Here dinge sal laat gebeur nie. Geloof handel. Geloof gaan oor tot aksie. Naomi, Rut en Boas gaan oor tot aksie. En geloof wat oorgaan tot dade noem ons geloofsdade. So wat beteken dit vir ons? Eerstens is hier 'n opdrag vir ons ten opsigte van ons daaglikse onderweg wees met die Here. Dink vir 'n oomblik hoe maklik ons geloof onaktief en passief word. Wat bedoel ek daarmee? Wat ek daarmee bedoel is, baie keer leer ons belydenis van geloof af en met respek gesê, dan sê baie ouens, ek het nou my dranklisensie, ek is nou okay, ek die eindstreep bereik, en my plek is in die hemel bespreek, beveilig en bevestig, ek hoef niks meer verder te doen nie. Ek hoef niks meer geloofsdade te doen nie. En wie so dink, sy geloof sal nie tot dade oorgaan nie. Maar Naomi, Rut en Boas se lewe sien ons hoe dat geloof gestalte kry in die gewone alledaagse lewe. Jy sien, jou geloof word sigbaar in hoe jy teenoor ander mense optree, in jou gesindheid teenoor ander, in jou omgee teenoor ander, wat jy doen vir mense wat in jou lewenspad kruis. Jy sien, geloof gaan oor in dade, geloof roep op om aksie. Ja, ons teksgedeelte vertel nie van 'n goeie tyd in die lewe van Naomi nie. Ons gaan net deur moeilike tye, struikelblokke, opdraandes op ons lewenspad, krisisse, terugslag op terugslag. Dink 'n bietjie terug in die COVID-pandemie, 5 jaar terug, kan jy dit onthou? Was ons in lockdown. En sulke ervarings maak dat ons moedeloos word, ons wil die handdoek ingooi, ons wil moed opgee, ons begin vra oor, is God nog regtig teenwoordig by ons? Maar hier gee Naomi, Boas en dit vir ons leiding. Ons sien dat in moeilike omstandighede is die Here altyd daar. Ons sien dat jy die Here kan vertrou in jou alledaagse lewe, elke dag. God self het gesê, Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit nie steek laat nie. Die lief, jy sien, geloof is siende die onsienlike. Wat leer ons van God uit hierdie gedeelte? Baie interessant dat God se naam word nie eintlik pertinent genoem nie. Die Here se naam kom selde hiervoor. Ons lees die frases soos God het ingegryp, God het voorsien, God het uitkomste gegee nie. Maar tog is God reg deur hierdie gebeure teenwoordig en werksaam en betrokke. Mense kan amper sê, God werk agter die skerms. God is onder die radar. God het in die alledaagse, die gewone lewe voorsien, gesorg, beskik en gewerk. Dit is hoekom ons die Here kan vertrou en bly vertrou. Hoekom ons in moeilike tye kan weet dat die lewende God daar is vir ons.
Hy was daar vir Naomi, Rut en Boas. God is getrou. Hy hou ons heeltyd vas. Nou, ek en jy is in 'n beter posisie as Rut en Naomi en Boas in daardie tyd. Want ons weet dat die kind wat die Here vir Boas en Rut gegee het, is Obed. En soos ek heel laaste gelees het, Obed was die voorvader van Dawid. En wie is uit die geslag van Dawid gebore? Jesus Christus, ons verlosser. Hy wat beloof het, hy is met ons tot aan die einde van die wêreld. Hy wat sy gees vir ons gestuur het, om by ons te wees. En daarom moet ons elke dag in afhanklikheid van die Here werk. Daarom moet ons elke dag in die afhanklikheid van die Here bly. Hy het vir my sy woord gegee en hy het vir my sy gees gegee. En die Here sê, ek is altyd by jou. Amen. Dankie Here dat U altyd by my is. Amen.